Goed, graad 10. Die volgende gedeelte is die middelpunt van 'n lynsegment. Met ander woorde, jy moet net gou-gou vir my onthou. Hierdie lyn word op 'n kartesiese vlak geteken. So as hy op 'n kartesiese vlak geteken word, dan beteken dit 'n x-koördinaat en hy het 'n y-koördinaat. En daai punt het ook 'n x-koördinaat en 'n y-koördinaat. Nou, as ons praat van die middelpunt, dan beteken dit ek het presies nou hierdie stukkie lyn. Nou, hierdie lyn het ek geteken 4 cm. Nou, ongeag wat die koördinaat is, met ander woorde, daar reg in die middel van hierdie lynsegment, sal ek, en let asseblief dis 'n hoofletter M, wat dit nou vir my middelpunt is, en daai hoofletter M, wat die middelpunt van hierdie lynsegment is, het ook 'n x en 'n y-koördinaat. Goed, so ons sê hierdie is die x-koördinaat van A, y-koördinaat van A, x-koördinaat van B, y-koördinaat van B, die x-koördinaat van die middelpunt en die y-koördinaat van my middelpunt. So onthou, wanneer ons 'n middelpunt het, dan beteken dit dat hierdie stukkie lyn en daardie stukkie lyn presies ewe lank is. As ons gaan kyk na die eerste voorbeeld, dan sê hulle vir ons in die bygaande skets is M die middelpunt van die lynsegment AB. Met A se koördinaat, B se koördinaat, bepaal die koördinate van M. Nou, M is die middelpunt. Ek wil gou vir julle op 'n kartesiese vlak wys hoe hierdie gaan lyk. Goed, hier is my lynstuk AB. Nou, onthou nou gou-gou. Ons is besig om meetkunde op ons kartesiese vlak te doen. So dit beteken M se koördinaat gaan iewers hierop lê. Nou, as ek hom op skaal teken, is dit eintlik regtig maklik om te sien waar ek M se koördinaat gaan vind as jy gaan kyk na die afstand. Dan lyk dit vir my op hierdie stadium of M se koördinaat daar gaan wees. Maar in wiskunde werk ons nie met sketse wat op skaal is nie, daarom moet ons formules gebruik om hierdie koördinate kan bepaal. So kom ons kyk gou hoe lyk die formule vir die middelpunt. Die middelpunt se vergelyking sê vir my, indien ek die x-koördinaat van die middelpunt wil gaan bepaal, dan moet ek die 2 x-koördinate wat vir my gegee word, by mekaar tel en gaan deel deur 2. Met ander woorde, ek moet A-koördinaat en die B-koördinaat by mekaar tel en deur 2 gaan deel. Dieselfde gaan wees, indien ek dan my y-koördinaat wil gaan uitwerk. So om die y-koördinaat van my middelpunt uit te werk, vat ek die 2 y-koördinate, tel hulle by mekaar en gaan deel hulle deur 2. Onthou om tog asseblief nie dieselfde 2 koördinate by mekaar te tel nie. So jy tel jou A-koördinaat en jou B-koördinaat by mekaar en jy deel dit deur 2. So kom ons kyk gou as ons dan hierdie ouetjie dan gaan bepaal. Goed, so as ek die x-koördinaat van M bepaal, dan gaan kyk ek na my 2 y-koördinate wat 5 en 1 is. So ek gaan sê 5 plus 1, wat dan nou 6 is gedeel deur 2. So my x-koördinaat is 3. Dieselfde met my y-koördinaat. So my y-koördinaat van my middelpunt, let asseblief dat dit 'n hoofletter is, vat ek dan die 7 en die 3 en ek tel dit by mekaar. So 7 plus 3 en ek gaan deel dit deur 2. So 7 plus 3 gee vir my 10. 10 gedeel deur 2 gee vir my 5. Wat het ek hier uitgewerk? Ek het die koördinate van die middelpunt uitgewerk, so 3 en 5. Ongelukkig is ons goed nie op skaal geteken nie, maar as ons gaan kyk na waar ek gesê het hy gaan wees, dan is hy presies daar by 3 en by 5. So dit beteken dan dat hierdie stukkie lyn en daai stukkie lyn presies dieselfde hoeveelheid. Goed, as ons dan nou gaan kyk na voorbeeld 2, dan sê hulle nou vir ons, hulle gee nie nou 'n skets nie, dis net 'n stel koördinate. So ons gaan die middelpunt gaan bepaal. So ek gaan die x-koördinaat van die middelpunt bepaal en ek gaan die y-koördinaat van die middelpunt bepaal. So onthou wanneer ek dit doen, dan tel ek die 2 x-koördinate by mekaar, deel hulle deur 2, tel die 2 y-koördinate by mekaar en deel hulle deur 2. So kyk dit gou-gou vir my mooi. Ek tel die 2 koördinate by mekaar, ek deel dit deur 2. Ek tel die 2 koördinate by mekaar, ek deel dit deur 2. So ek gaan sê
minus 1 plus minus 5, daar sit ek in 'n hakkie, minus 2 plus 1. Goed, en dan kry ek my x en my y-koördinaat. So dis minus 1 minus 5 is minus 6 gedeel deur 2, gee vir my minus 3, minus 2 plus 1 gee vir my minus 1 gedeel deur 2, en dit gee dan vir my 'n negatiewe half. Kom ek sê dit gaan vir jou op 'n kartesiese vlak. Goed, so op my kartesiese vlak het ek nou vir jou P geteken. P se koördinaat minus 1 minus 2 en Q se koördinaat minus 5 en 1. Nou, hierdie middelpunt is nie so maklik om te sien soos wat daai groen middelpunt was nie, maar ons het dit mos so gelukkig uitgewerk en ons koördinaat was minus 3 vir x en 'n half, met ander woorde, die middelpunt, die m-koördinaat, sal dan daar so lê, en onthou weer eens, dit beteken dat daardie stukkie lyn en daardie stukkie lyn presies ewe lank is. So as ek terug gaan hiernatoe, dan is dit net nodig dat ek wel die koördinaat gaan neerskryf. So my koördinaat is minus 3 en minus 'n half. Kom ons kyk gaan na voorbeeld 3. Rekord. Goed, hierso benoem hulle glad nie die punte nie, maar ek gaan die middelpunt bepaal. So ek gaan die x-koördinaat van die middelpunt doen en ek gaan die y-koördinaat van die middelpunt doen. Nou hierdie is hoe ek dit nou vir jou gewys het met die vorige 2 voorbeelde. So, kom ek wys jou gou as ons hulle dan nou gaan doen. Ek gaan die middelpunt se koördinaat. Okay, so my middelpunt is 'n koördinaat, so daarom die hakkies en die kommapunt tussenin. So in plaas daarvan om dit so langs mekaar te skryf, kan ek dit ook so doen en gaan sê, ek tel die 2 x-koördinate en ek tel die 2 y-koördinate bymekaar, deel dit met 2. So my 2 x-koördinate is die 6 en die minus 8 en my y-koördinaat is die minus 8, ekskuus, dis goed, so my y-koördinaat is minus 3 plus minus 4. Goed, en dan gaan werk ek eenvoudig my m-koördinaat uit. Nou jy kan vir jouself kies, watter een van daai 2 metodes vir jou die maak. So 6 minus 8 gee vir my minus 2 gedeel deur 2 gee vir my dan minus 1. Minus 3 minus 4 gee vir my minus 7 op 2. Ek gaan sommer maar net vir die lekkerte vir jou weer wys op die kartesiese vlak hoe dit lyk. Nou hierdie koördinate is lekker ver uit mekaar uit. So onthou, ons kan nou die afstand gaan uitwerk van hierdie. Dit lyk vir my omtrent asof dit so 13 cm die afstand is. So dit beteken dat die helfte so 7,5 eenhede 7,5 eenhede sal wees. So dit beteken dan, kom ons kyk gou waar was ons koördinaat gewees, by minus 1 en 7 op 2. So daarso was die helfte gewees. So dit beteken as ek hom nou gaan meet aan albei kante, baie is so 6,5 en dan hierdie kant ook so 6,5. Goed. So onthou dat daardie stukkie lyn en daardie stukkie lyn presies ewe lank is en dan het ek nou my middelpunt se koördinaat daar uit. Goed, voorbeeld 4 sê A en B is eindpunte van 'n lynsegment. M se koördinaat is dit en hy is ook die middelpunt, bepaal die koördinate van A. Nou kyk gou vir my hierso. Ek het nou vir jou B gaan teken, daarso is M, hulle het vir ons hulle koördinate gegee. Met ander woorde, iewers lê A in hierdie rigting. Goed, so ek weet net dat hier is 'n lynsegment, ek gaan hom in potlood teken, laat ek hom kan uitvee, daar is 'n lynsegment, B is my eindpunt, A is iewers, ook 'n eindpunt, maar M lê in die middel, met ander woorde, MB en MA se lengte is presies dieselfde, en ek moet nou gaan uitwerk, wat is daai iewers waar hy lê? Nou daar is 2 metodes wat jy kan gebruik om dit te doen, maar ek gaan nou net eers gou die algebraiese metode vir julle wys. En dit lyk
Goed, so ek begin weer met my formules, soos wat ek hom normaalweg gehad het, en nou gaan vervang ek letterlik alles wat ek het. Nou onthou gou. Hierdie x-koördinaat en daai y-koördinaat is op hierdie stadium vir my onbekend. Ek weet nie wat dit is nie, maar ek weet dat die x-koördinaat van m is -1. Ek weet nie wat is die x-koördinaat nie, maar die x-koördinaat van b is 2. Die y-koördinaat van m is -1/2. Ek weet nie wat die y-koördinaat is nie, maar die y-koördinaat van b is -2. En nou gaan ek letterlik aan hierdie kant vir x oplos en ek gaan aan hierdie kant vir y oplos. Dit is so eenvoudig soos dit. Goed, so ek gaan oor kruismaal, gee dan vir my -2 en dan x plus 2, so my x gaan bly, so -2, so my x-koördinaat is -4. Nou kom ons gaan gou hiernatoe, dan gaan kyk ons gou, want hulle sê nou vir ons x-koördinaat gaan nou -4 wees, so hy gaan nou hier iewers lê. Alright, stem julle met my saam. Kom ons kyk gou na ons y-koördinaat, maal met hom oor kruis, so ek gaan hê aan hierdie kant -2 is gelyk aan, en onthou pas op nou hier, so daai 2 moet maal y min 2. So distributiewe wet of deel met 2, hoe jy dit dan nou ook al wil doen. 2y gaan hierdie kant bly, hy word -2 plus 4, so hy is 2, so dit beteken y se koördinaat is 1. So as ek dan gaan kyk na my antwoord, dan is a se koördinaat -4 en 1. Ek gaan vinnig gaan na my skets toe gaan, net vir jou gaan wys, -4 en 1, so omtrent min of meer presies daar waar ek gesê het ek gaan wees, so daar so loop my lyn, daar deur. Goed, dan ons laaste voorbeeld van die middelpunt. Sê hulle vir ons P en 6 is die middelpunt. So wat ek wil hê jy net gou hier baie mooi onthou, is dat hierdie is die middelpunt. Met ander woorde, dit is middelpunt. So as jy gaan kyk na sy x en sy y-koördinaat, dan is sy x-koördinaat gelyk aan die 2 x-koördinate bymekaar getel gedeel deur 2. Goed, so daar is, hierdie is nou bietjie anders. Dan, hierdie is mos nou vir my x-koördinate, nou wat ek nou hierdie kan doen. Dan vir die y-koördinate, sê ek goed, die middelpunt se y-koördinaat is gelyk aan die y-koördinate van die eindpunte bymekaar getel. En ek gaan nou die waarde van P en van Q bepaal. So -4 minus 1 gee vir my -5 op 2. En dis my waarde van P. Hierdie gaan wees 12 is gelyk aan 3 plus Q. Q gaan hierdie kant bly. En dan 12 minus 3 gee vir my 9. So P se waarde -5 op 2 en Q se waarde is gelyk aan 9. Hierna volg nou oefening 2 en dit is op bladsy 218. Die nommers gaan ek vir julle stuur.